En hulle het hom vertel gesê, ons het gekom in die land waarheen U ons gestuur het. En waarlik, dit loop oop van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is so sterk, en hulle is baie groot. Daar was reëse in daai area gewees. Hy sê, en ons het daar ook die kinders van die Kanaaniete gesien. Bly jy opgewonde oor daai. Hy sê, toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en sê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Hy het anders te gesien, die ander was bang, die ander het vrees gehad, maar hy het geleer om vreesloos te lewe. Wanneer ons in humbleness staan voor God, dit vat 'n dapper man met nederigheid om te oorwin. Ek gaan dit weer sê. Dit vat 'n dapper man of 'n dapper vrou met nederigheid om te oorwin. Dit vat nie 'n trotse man met dapperheid om te oorwin nie. Want trotse manne oorwin nie, hulle voel dit reeds oorwin. Maak dit sin? Is julle by? Vat 'n dapper man met nederigheid om te oorwin. En hier kom hulle, twee van hulle sien anderste. En ek praat onder korreksie, miskien moet ek dit nie sê nie, want ek wil nie iets sê wat dalk nie eens in lyn is nie. Maar hoeveel van daai mense het dit nie gemaak nie? Maar die twee het dit gemaak wat anders te gekyk het. Ek wil vandag vra, as jy na die lewe kyk, sien jy, o, dis groot, o, dis probleme, of dink jy, nee Here, met nederigheid en dapperheid weet ek kan oorwin, want ek stap in 'n plek van nederigheid.